Welkom by die oordenking op hierdie Vrydag en daar is baie opgewondenheid teen en baie huishoudings vandag. Skole sluit in sekere provinsies en sekere gebiede en ander is nog in die middel van hulle eksamen en sterkte met dit ook. Waar jy ook al jouself bevind, of jy op vakansie gaan en of jy net nog 'n dag het, nog 'n dag by die werk, nog 'n dag waar jy ook al jouself bevind, mag jy vandag die Here se seën beleef. Mag jy ontmoeting met hom hê, mag jy regtig net naby hom voel. Ons praat nog hierdie hele week oor interessante goed wat nie so lekker is nie. Gister oor skinder gepraat en vandag praat ons maar hoe leef ek dan in die waarheid? As ons nie mag skinder en wit leentjies vertel nie, as ons nie mag jok en al die goed doen nie, hoe leef ek in die waarheid? En vandag gaan ek vir ons 'n paar teksverse lees. Laat die skrif die verduideliking doen, laat die skrif die praatwerk doen. So ek lees vir ons so 4 of 5 teksverse. Jy kan of met jou oë gesluit mooi daar aandagtig aan luister, of jy kan notas maak, soos jy iets hoor en dit vir die Heilige Gees in jou wakker maak. Spreuke 10 vers 9 tot 10. Wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krompaaie loop, word uitgevind. Wie sy oë sluit vir die waarheid, veroorsaak smart, en wie aanhou onsin praat, kom self tot 'n val. Spreuke 11 vers 1 tot 3. Die Here het 'n afskie van 'n skaal wat nie reg weeg nie. Net die regte gewig dra sy goedkeuring weg. Selfverheffing bring vernedering, wie nederig is, het wysheid. Die opregtheid van eerlike mense bepaal die koers, die valsheid van onbetroubares bring hulle ondergang. Spreuke 24 vers 26. Iemand wat eerlik antwoord is 'n ware vriend. Die Engelse vertaling sê an honest answer is like a kiss on the lips. Spreuke 10 vers 18 sê agter die woorde van 'n huichelaar sit daar haat. Wie kinderstories versprei is 'n dwaas. Die boodskapvertaling van daardie selfe vers sê, wie skelmpies vir iemand knipoog om verkeerde dinge te doen, kan groot moeilikheid veroorsaak. 'n babbelende kletskous veroorsaak sy eie ondergang. Die waarheid. Die vraag oor maar hoe leef ek in die waarheid, is presies dit wat ons nou gedoen het. Hoe meer ek en jy die waarheid lees, die skrif lees, hoe meer gaan ons die waarheid leer ken, want die waarheid is 'n persoon. Die waarheid is Jesus. Die waarheid is sy almagtige God en die Heilige Gees wat as helper vir ons optree. Dit is die waarheid en om Jesus te ken is om die waarheid te ken. Hoe meer ek en jy in sy woord is, hoe meer ek en jy tyd saam met God en saam met Jesus spandeer, hoe meer gaan ons uitvind wat's waarheid. Hoe meer gaan ons besef, dit wat ek nou hoor is nie waarheid nie. Dit wat nou gebeur is nie waar nie. Dit wat hier gesê word, moet ek van weg doen, want dit gaan na iemand se ondergang lei. Sien, hoe meer tyd ek en jy met God spandeer, hoe meer begin ons die waarheid ken. Johannes 14 vers 5, Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hoe lewe ek in die waarheid? Jy leef in verhouding met God. Jy leef in verhouding met Jesus. Jy gebruik die Heilige Gees se fluisterstemme elke dag wat jou lei en sê, pas op hier, of gaan daar, of doen dit. En wanneer ek en jy tyd spandeer, gaan ons die waarheid al hoe meer duideliker hoor. Gaan jy dit elke dag van jou lewe regkry? Nee. Maar ek en jy moet aanhou probeer, en so lank ons aanhou probeer, gaan ons aanhou leer. Mag jy vandag sommer hierdie teksverse net weer oor en oor lees. Dit sê dit so mooi, dit sê dit so duidelik, en dit bring verligting in ons. Dit vat al die grys areas weg en sê, hoorie maar, hier's wat die skrif sê. Dis dwaas om so te praat. Dis vir dood soek om so en so te gaan. Kom ons bly by die waarheid. Mag jy die waarheid beter leer ken, deur tyd met hom te spandeer. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat u vir ons kom wys het hoe om in volle waarheid te leef. En mag ons behoefte, ons gebed, ons doel voor oë elke dag is om meer en meer soos u te wees. Maar mag ons tyd saam met u spandeer, tyd in die skrif spandeer, Hemelse Vader. En wanneer ons dit doen, dan begin ons interessanthede weer raak lees. Ou stories in die Ou Testament en dink, joh, dinge het vreemd gewerk daardie tyd, maar ook weer nuwe openbarings in die Nuwe Testament wat sê, kyk hoe Jesus dinge ook kom verander vir die goeie. Hoe meer tyd ons spandeer, hoe meer besef ons wat's waar. Ons hoor waarheid baie ver, maar ons hoor ook alleen nog verder. En dit beskerm ons, dit beskerm ander. Mag ons vandag, en nie net vandag nie, van hier af vorentoe, meer tyd saam met u spandeer. Ek prys u, ek eer u, ek dank u, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag jy 'n geseënde naweek beleef en 'n geseënde Vadersdag vir almal Sondag. Onthou ons aan persoondienste gaan aan. Ons het nie net 'n oggenddiens, nie 'n aanddiens nie.
Maar ons aanlyn diens gaan nie hierdie Sondag oor Vadersdag gaan nie, dit gaan oor hoe verloor ek dit, en dit gaan oor Moses, 'n openbaring wat die Here ook vir my gewys het. So, as jy die aanlyn dienste volg, gaan hierdie Sondag se aanlyn diens oor Moses gaan, en jy sal volgende week dan die Vadersdag boodskap kan luister. Maar baie sterkte, geseënde week vir julle, totsiens.